Goeiedag dames en here en welkom by Wiskunde in Afrikaans. Welkom in besonder by hierdie heel eerste video van my graad 10 Wiskunde in Afrikaans reeks. Ons skop hierdie wiskunde reeks af met getallestelsels en spesifiek gaan ons nou vandag kyk na rasionale en irrasionale getalle. Nou jy behoort al te weet van getallestelsels want ons kom al met getallestelsels van graad 8 af. Graad 8 en graad 9 en nou in graad 10. So wat jy dalk nou in graad 8 en 9 al geleer het is die volgende. Ons kry ons versameling van natuurlike getalle. Okay, al die getalle wat ons rondom ons kan sien. En dan kry ons die nulversameling. Hulle kom by mekaar en gee dan vir my die versameling van telgetalle. Goed, nou saam met telgetalle kry ons dan nog die versameling van negatiewe getalle. Goed, en as ons die by mekaar gooi, dan kry ons my versameling van heelgetalle. Alright. Nou, heelgetalle is 'n getal wat hele getal is, net soos 1, 2, minus 6, 7, 8, 12, 12.000, 12 miljoen. Dit is alles heelgetalle. Dit is getalle wat nie 'n breekdeel het, nie 'n fraksie van dit het nie. Dit is 'n hele getal op sy eie. 'n Getal byvoorbeeld soos 2,5, 3,6789251, dit is nie heelgetalle nie. Okay. Nou, heelgetalle kan ons verder opdeel in die volgende. En dit is hier waar ons nou vandag gaan fokus. 'n Heelgetal kan ons opdeel in 'n rasionale heelgetal. Sy simbool is 'n Q met so 'n dubbelstreepietjie. En irrasionale getalle. En sy simbool is 'n Q met 'n dubbelstreepie en so 'n klein streepietjie daarbo. Goed. Nou, wat is 'n rasionale getal? En dis nou hier waar ons nou baie mooi moet oplet. Wat is 'n rasionale getal? Goed, die definisie van 'n rasionale getal is enige getal wat jy kan uitdruk as die verhouding van twee heelgetalle. Sjoe, nou dis 'n klomp woorde, wat beteken dit? Enige getal wat jy kan uitdruk as die verhouding van twee heelgetalle. Nou, verhouding is altyd iets tot iets, of iets per iets, nee. Soos ons nou al geleer het. So met ander woorde, 'n rasionale getal kan jy skryf as 'n getalletjie op nog 'n getalletjie. En al twee van hierdie getalle moet al twee heelgetalle wees. OK, heelgetalle. Dan het ons 'n verhouding. Wat is 'n verhouding? Die verhouding word deur hierdie streepietjie voorgestel. Daai streepietjie. Dit is net soos 'n breek, nee, daai streepietjie is dieselfde streepie van 'n breek, nee. Daai streepie dui vir my aan dis 'n verhouding. En dis 'n verhouding van twee heelgetalle. So ek sê gou weer, 'n rasionale getal is enige getal wat uitgedruk kan word. Jy kan hom skryf as 'n verhouding van twee heelgetalle. Hier moet 'n heelgetalletjie in die boksie staan en hier moet 'n heelgetalletjie in die boksie staan. So kom ons gaan kyk na voorbeelde van rasionale getalle gou. Wat is 'n half? Is dit 'n rasionale getal, ja of nee? Kom ons kyk gou mooi. Het ek 'n heelgetal bokant die lyn? 1 is 'n heelgetal, nee, 1 hele getal. Hy het nie breuke nie, nee. So 1 hele getal, yes. So ek het 'n heelgetal bokant die lyn en wat van onder die lyn? Is 2 'n heelgetal? Inderdaad is hy ook 'n heelgetal. So ek het dus 'n verhouding, weer eens daai streepie, daai deelteken, daai streepie wat die breek aandui. Dit is 'n verhouding van twee heelgetalle. So ja, die breek 'n half is 'n rasionale getal. Skryf sommer hy is rasionaal. OK. Wat van die getal 6? Net 6. Is 6 'n rasionale getal, ja of nee? Wat dink julle? Kan ons sê 6 is 'n rasionale getal? Wel, kom ons kyk gou so daaraan. Kyk gou weer, wat sê die definisie van 'n rasionale getal? 'n Rasionale getal is 'n getal wat uitgedruk kan word, of andersins gesê, dis 'n getal wat jy kan skrywe as 'n breuk waar die teller en die noemer al twee heelgetalle is. OK, nou as ons net na 6 gaan kyk, is dit 'n breuk. Nee, nie as 6 net so staan nie, of ek sê nou 'n breuk, maar onthou nou mooi, nie 'n breekie verhouding, iets op iets. Dink nou mooi daaraan. Nie 'n breuk nie, dis 'n verhouding van iets op iets.
Maar ons kan mos gaan sê dat 6 is dieselfde as 6 op 1. 6 gedeel deur 1, nee. Dis mos dieselfde as die breek 6 op 1. Nee, wat is 6 gedeel deur 1? 6 gedeel deur 1 bly 1. Ag, ekskuus tog, nie 1 nie. 6 gedeel deur 1 bly 6. Dis nog steeds dieselfde getal. Ok, so ons kan 6 gaan skrywe as 6 op 1 of 6 gedeel deur 1. Verstaan julle mooi wat ek sê? So as dit nou so staan, is die 6 'n heelgetal? Ja, hy is. Is die 1 'n heelgetal? Ja, hy is ook. So met ander woorde, die getal 6 is rasionaal ook. Dis 'n rasionale getal. Ok, maak dit vir julle sin? Goed, so kom ons kyk gou mooi weer eens. Die definisie sê, 'n rasionale getal is enige getal wat jy kan skryf as 'n verhouding van twee heelgetalle. Right, daar is jou sleuteltjie. Dit is jou opsommingkie, dit is jou notas wat jy kan gebruik om dit te onthou. 'n rasionale getal is enige getal wat jy kan skryf as 'n verhouding van twee heelgetalle. Ok, nou wat is 'n irrasionale getal dan nou? As 'n rasionale getal 'n verhouding van heelgetalle is, wat is 'n irrasionale getal? Wel, is baie maklik. 'n irrasionale getal sê ons is 'n getal wat jy nie kan skryf as 'n verhouding van twee heelgetalle nie. Ok, so met ander woorde, dis eintlik 'n baie simpel manier om dit te beskryf, want eintlik wat ons nou sê is 'n irrasionale getal word gedefinieer as, dis nie 'n rasionale getal nie, nee. Dis nou nogal 'n baie snaakse beskrywing daai. Maar 'n irrasionale getal sê ons is 'n getal wat nie uitgedruk kan word as 'n verhouding van twee heelgetalle nie. So met ander woorde, as ek 'n blokkie het en 'n verhouding, nee, 'n verhouding van twee getalle, dan beteken dit dat die getalle wat hier en hier staan is nie heelgetalle nie. Ok, dit is 'n getal, 'n irrasionale getal is 'n getal wat jy nie kan uitdruk as 'n verhouding van twee heelgetalle nie. Nou, watse voorbeelde kan ons nou kry daarvan? Watse voorbeelde het ons van irrasionale getalle? Kom ons kyk gou mooi. As jy jou calculator vat en jy gaan tik in op jou calculator die vierkantswortel van 2, byvoorbeeld, wat kry jy? Kom ons kyk gou. Ja, julle kan nou saam met my werk, nee, haal gou jou calculator uit en dan tik jy daarin die vierkantswortel van 2. En as ons dit doen, dan kry ons die volgende. Kyk gou hierso. 1,414213562 Alright, behoort julle min of meer dieselfde te kry as dit. Goed. Nou, hoe weet ek? Wortel 2 is 'n irrasionale getal en daar's twee maniere hoe ons dit kan raak sien. En kyk gou mooi hierso. Die eerste manier is, as jy die desimaal gaan uitwerk, as ons vir wortel 2 vat en ons gaan werk hom in 'n desimale vorm uit, nee, op die calculator, dan gaan jy sien, hierdie patroontjie is nie herhalend nie. Ok, dis eintlik nie 'n patroon nie, nee. Die desimale syfers het geen patroon nie. Dis net random syfers. Dis eintlik random, dis eintlik willekeurige syfers nie. Dit is net, daar's geen patroon nie. So as ons die vierkantswortel van 2 vat en ons druk hom in op die calculator, dan kry ons 4142135624. Daar's geen patroon nie. Dit lyk net soos 'n klomp syfers wat net ingeslot is daarso. Ok. Dis die eerste aanduiding van 'n irrasionale getal. Die tweede aanduiding is die desimale getalle eindig nooit nie. Hulle eindig nooit nie. Hulle gaan vir ewig aan en aan en aan en aan. Ok. So, as jy wil weet of 'n getal 'n irrasionale getal is, dan werk jy sy desimaal uit met jou calculator. En as jy daai twee goed sien, nommer 1 dat hy geen patroon het nie, en nommer 2 dat die desimale gedeelte nooit eindig nie, dan is dit 'n irrasionale getal. Met ander woorde, die vierkantswortel van 2 is irrasionaal.
As hy is irrasionaal. Okay? Goed, kom ons gaan kyk gou na hierdie getal, hierdie half. Hierdie half hierso wat ons nou net na gekyk het. Ons het nou klaar gesê dis 'n rasionale getal, maar wat kry ons as ons hom gaan wat kry ons as ons sy desimaal gaan uitwerk? 'n half se desimaal is 0,5. Net so, net 0,5. Okay? Is daar 'n patroon? Wel, daar is net een syfer. So technically is daar nie eintlik 'n patroon nie, maar daar is net een syfer. Eindig hy of eindig hy nooit nie? Yes, hy eindig net by 0,5. So met ander woorde, 'n half, 1 op 2. Die verhouding van die heelgetal 1 op die heelgetal 2. Dit is 0,5, hy eindig, so met ander woorde, die getal is rasionaal. Maak dit vir julle sin? Wat van die getal 6? Wat kry ek as ek 6 desimaal uitwerk? Wel, jy kan nie eintlik 6 desimaal uitwerk nie. 6 bly 6. 6 is 'n heelgetal. Okay? So met ander woorde, daar is nie 'n patroon nie en hy eindig reeds by 6. Daar is geen desimale gedeelte nie. So 6 is 'n rasionale getal. Okay. Wat van die volgende getalletjie? Vat weer jou calculator en dan tik jy in net pi is gelyk aan. Sommige van julle mag dalk jou desimaal, daai SD knoppietjie moet druk, om hom oor te swaai van pi af na desimaal toe. Maar wat kry ons dan? Kom ons kyk gou hierso. Die waarde van pi is 3,141592653 en so gaan hy aan. Is pi 'n rasionale getal of 'n irrasionale getal? Wat dink julle? Kom ons gaan doen ons toets. Het ek 'n patroon? Onthou nou mooi, as jy die toets moet doen vir rasionale of irrasionale getalle, dan vra jouself af, het ek 'n patroon? Kom ons kyk. Ons gaan kyk na die desimale gedeelte. 141592653, daar's geen patroon nie. Kan julle sien? Daar's geen patroon nie. So met ander woorde, pi het nie 'n patroon nie. Eindig pi, is hy 'n eindigende getal? Nee, jy sal sien op jou calculator, eindig pi nooit nie. So met ander woorde, pi, die waarde van pi, of pi, die getal, is irrasionaal. Hy is irrasionaal. Nou, as jy die getal pi as 'n breek wou skryf, as iets op iets, of selfs wortel 2, sê maar jy wil vir wortel 2 gevat het en dit as 'n breek gaan skryf het as ietsie op nog 'n ietsie, dan sou jy dit nie kon gedoen het nie. Wortel 2 kan nie in 'n breekvorm geskryf word waar jy iets op iets het nie. Alright, dis nie 0 op 0, ekskuus tog? Dis nie 0 op 0 nie. Dit is, ek bedoel om te skryf daar 'n getalletjie op nog 'n getalletjie. Jy kan nie. Wortel 2 kan jy nie in 'n breekvorm skryf nie, want hy's irrasionaal. En luister gou mooi na die definisie van 'n irrasionale getal. 'n Irrasionale getal kan nie geskryf word as die verhouding van twee heelgetalle nie. So met ander woorde, wortel 2 kan nie geskryf word as 'n heelgetal op 'n heelgetal nie. Jy kan dit nie doen nie. Okay. Wat van pi? Jy sal sien dieselfde met pi ook. Jy kan nie pi gaan skryf as 'n iets op 'n iets nie. Jy kan naby daaraan kom, okay? As jy wil, kan jy dit benader as 22 op 7. Okay? As jy jou calculator vat en jy druk 22 gedeel deur 7, dan kry jy baie naby 'n getal wat baie naby aan pi is. Maar 22 op 7 is 'n rasionale getal. Hoekom is hy 'n rasionale getal? Want dit is 'n verhouding van twee heelgetalle. Die werklike pi is 'n irrasionale getal, want sy patroon, hy het nie 'n patroon nie en hy eindig nooit nie. Okay, goed, maak dit vir julle sin? Ek hoop so, ek hoop dit maak mooi sin vir julle. Ons sal net nou maar gaan kyk na voorbeelde. Dan kan ons mooi gaan kyk hoe werk dit uit, ons dit uit. Nou, kom ons doen nog een ander voorbeeld. Kom ons vat die breek of die verhouding van die hele getalle. Kom ons vat 1,3. Ag nie 1,3 nie, jammer. 1 gedeel deur 3 of 1 op 3 die breek. Nou, hoe weet ons of 1 op 3 'n rasionale of 'n irrasionale getal is? Wel, as jy vir 1 op 3 net so kyk,
dan kan jy reeds sien, dis 'n heelgetal op 'n heelgetal, of 'n verhouding van twee heelgetalle. So jy kan reeds sê, 1 op 3 of 'n derde is 'n rasionale getal, want die definisie van 'n rasionale getal sê, 'n verhouding van twee heelgetalle. So 1 op 3 of 'n derde, is 'n rasionale getal alreeds. Nou, kom ons gaan kyk gou na sy desimaal. Vat weer jou kalkulator en dan tik jy in 1 gedeel deur 3. En wat kry jy dan? So kyk nog gou mooi wat kry ons hierso. Ons kry dan 0,33333 en so gaan dit aan en so gaan dit aan. Okay? 'n anderste manier om dit te skryf is as volg: 0,3 en ons sit 'n doetjie op die 3 en daai doetjie op die 3 beteken die 3 herhaal homself die hele tyd. Kom ons gaan kyk nou, as ons die desimaal het, of ons kan uitfigure of dit 'n rasionale of 'n irrasionale getal is. Wat is my kriteria? Ek moet kyk is daar 'n patroon en ek moet kyk eindig dit nooit nie. Nou as ons 1 op 3 in die kalkulator intik, kan ons sien dit eindig nooit nie. Nee, dit eindig nooit nie. Dit gaan vir ewig aan en aan en aan en aan en aan. So nou laat dit 'n mens wonder, is dit regtig 'n rasionale getal? Maar is daar 'n patroon? En inderdaad is daar 'n patroon. Die patroon is 3, 3, 3, 3. Die 3 herhaal homself aan mekaar. Okay. Die 3 herhaal homself aan mekaar, aan mekaar, aan mekaar. So, daar is 'n patroon. Dis nie dat daar geen patroon is nie, daar is 'n patroon. En omdat daar 'n patroon is, kan ons dus nou sê dat die getal 1 op 3 is 'n rasionale getal. Kom ons toets 'n ander enetjie gou-gou. Kom ons vat die getalletjie 27 op 99. Is dit rasionaal of irrasionaal? Wat sê julle? Wel, van ons definisie af, kan ons reeds bepaal dat dit rasionaal is. Hoekom sê ek so? Want wat is die definisie van 'n rasionale getal nou weer? 'n verhouding van twee heelgetalle. Kyk gou mooi, wat het ons? Ons het 'n verhouding, daar's my streepietjie, dit wys aan dat dit 'n verhouding is. En bokant die lyn is 'n heelgetal en onderkant die lyn is 'n heelgetal. So ek het dus 'n verhouding van twee heelgetalle en daarom kan ek sê 27 op 99 is 'n rasionale getal. Maar kom ons gaan tik hom in op die kalkulator en dan kyk ons wat sy desimaal is. As jy dit doen, dan kry ons 0,27272727 en so gaan dit aan. En ons kan dit so gaan skrywe as 0,27 met so 'n streepietjie bokant die 27, want dit beteken die 27 herhaal homself aan mekaar. Nou, kom ons gaan kyk nou na hierdie desimaal en dan gaan kyk of dit nou rasionaal of irrasionaal is. Het ek 'n patroon wat nooit eindig nie? Ja, ek het 'n patroon wat nooit eindig nie. Die patroon bly 2727272727 aan en aan en aan en aan en aan. So die patroon eindig nooit nie. Is dit so dat daar geen patroon is nie? Nee, daar is 'n patroon. Die patroon is 27272727. Kan julle sien, daar's 'n herhalende patroontjie. Dis anderster as hierdie ene byvoorbeeld. Hier was geen patroon nie. Hier was net syfers. All around, daar was net soos, daar's net 'n klomp syfers wat verskillende waardes het, nê. Maar die getal 27 op 99 het 'n patroon en die patroon is 27272727. So met ander woorde, daar is 'n patroon. Okay? En omdat daar wel 'n patroon is, kan ons sê dat hierdie getal 27 op 99 is 'n rasionale getal. Indien hy nie 'n patroon gehad het nie, as dit net getalle, as dit vir jou gelyk het, is net sommer getalle wat daarin is, dan was dit irrasionaal gewees en jy sou hom nie as 'n breek kon geskryf het nie. Goed, dames en here. So kom ons vat gou vas. Wat is 'n rasionale getal? Dit is enige getal wat jy kan skryf as 'n verhouding van twee heelgetalle. Onthou hierdie tekentjie, dis jou sleutel. Die streepietjie beteken verhouding en die blokkie bo en die blokkie onder sê vir jou, dit is twee heelgetalle.
'n irrasionale getal kan nie geskryf word as 'n verhouding van twee heelgetalle nie, maar wat weet ons van hom? Nommer 1, hy het geen patroon nie, en nommer 2, die desimaal eindig nooit nie. Dit weet jy van 'n irrasionale getal. As jy dit kan raak sien, as jy dit kan herken in jou toets of in jou oefeninge, of waarever jy met dit werk, dan kan jy nou sien die verskil tussen rasionaal en irrasionale getalle. Goed, ons eindig hom daar vir vandag. Baie dankie dat julle saam met my gekuier het. Skakel asseblief in vir die hele res van hierdie graad 10 videoreeks. En julle kan almal lekker saam met my graad 10 wiskunde leer. As julle voel dat hierdie video's vir julle help, vertel asseblief al julle vriende, bring hulle saam, laat hulle saam kyk, laat ons almal saam leer, vertel hulle van hierdie video's, stuur vir hulle die links, al daai lekker dinge. Like en subscribe aan my kanaal, en dan kan julle sien as ek nog nuwe wiskunde video's opgelaai het. Dankie weer eens, ek hoop julle het almal 'n baie lekker dag verder, en dan sien ek julle in my volgende video, en dan doen ons sommer nog lekker wiskunde. Mooi bly tot dan toe, totsiens!